U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estelle Rousseau. Dis 'n pragtige Saterdagoggend hier oor Parys, die 3de Mei. Heerlike sonskyndag. Vir die van julle wat hier in Parys omgewing is, kom maak 'n draai by die Hartelis Mark. Heerlike markdag vandag. Jammer, ons gaan dit nou mis. Ek en Johan gaan heerlik lekker kos maak vir 'n baie spesiale vriendin se verjaarsdagpartytjie daar op Doringbos, waar ons so 'n rukkie terug mos gekuier het. Julle onthou mos, ek het met julle gedeel daar op baie pragtige wilsplaas. Vanoggend wil ek vir ons 'n stukkie lees van die Page of Olie vir jou lamp. Die persoon skryf daar: ek het so 'n paar jaar gelede die storie met julle gedeel. Ja, dis nou seker maar die skrywer, die eienaar van Olie vir die lamp. Die Bybel en die kolemandjie. Die storie word vertel van 'n ou man wat op 'n plaas in die berge saam met sy klein seun gebly het. Elke oggend was oupa al vroeg op en het hy by die kombuistafel gesit en uit sy ou verslete Bybel gelees. Sy kleinseun, wat net so sy oupa wou wees, het hom nageboots in alles wat hy doen. Eendag vra die kleinseun hom: oupa, ek probeer elke oggend om die Bybel te lees, net soos jy, maar ek verstaan dit nie. En dit wat ek verstaan, vergeet ek so vinnig, soos wat ek die Bybel weer toemaak. Wat se goed doen dit om die Bybel te lees? Die oupa draai stadig om, terwyl hy besig was om kole in die koolstoof te sit en sê: neem die kolemandjie na die rivier en bring vir my 'n mandjie vol water terug. Die seun het gedoen soos sy oupa hom gevra het, alhoewel al die water uitgeloop het, nog voordat hy die huis kon bereik. Die oupa lag en sê: jy sal volgende keer bietjie vinniger moet wikkel met die mandjie water, en stuur hom terug rivier toe met die mandjie om weer te probeer. Die keer hardloop die seentjie vinniger, maar die mandjie was weer leeg voordat hy by die huis aankom. Uit asem vertel hy sy oupa dat dit onmoontlik is om water in 'n mandjie te dra, en hy gaan haal die emmer op die stoep om te gebruik in plaas van die mandjie. Die oupa antwoord: ek soek nie 'n emmer water nie, ek soek 'n mandjie water. Jy kan dit doen. Jy probeer net nie hard genoeg nie. En hy stap buitentoe om die seun dop te hou terwyl hy weer probeer. Om aan sy oupa te wys, hardloop hy so vinnig as wat hy kan, maar daar's nie 'n manier wat die water nie sal uitloop nie. Die seun skep die water en hardloop vir al wat hy werd is, maar toe hy by sy oupa uitkom, is die mandjie weer eens leeg. Uit asem hyg hy: sien oupa, dis hopeloos. So, jy dink is 'n hopelose saak, sê oupa. Kyk na die mandjie. Die seun kyk na die mandjie en vir die eerste keer besef hy dat die mandjies anders te lyk. In plaas van 'n ou vuil kolemandjie was dit nou skoon. Seun, dis wat gebeur as jy die Bybel lees. Jy mag dalk nie miskien alles verstaan of onthou nie, maar wanneer jy dit lees, sal dit jou van binne verander. Dit is die werk van God in ons lewens, om te verander van binne na buite en om ons stadig te omvorm na die beeld van sy seun. Neem tyd om 'n stukkie van Vader se woord elke dag te lees. Bid dat hy dit sal gebruik om jou hart en jou lewe te verander. Nou ja, dit is geleen van 'n onbekende skrywer, En hierdie kom, soos ek sê, van die Facebookblad af Olie vir jou lamp. Ek het net gedink dit is so 'n gepaste stukkie vir vanoggend. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie die dag begin sonder om 'n stukkie te lees uit die woord uit nie, of om mense te bemoedig uit die woord uit nie. Dit is waaroor alles gaan. Soveel keer het ek gesien dat mense leef hulle lewens en hulle hardloop daardeur en hulle soek en smag na vrede, na vreugde,
na vryheid en al die lekker goede, want die lewe moet mos lekker wees. En so kry party van hulle dit reg om 'n absolute heerlike lewe te hê en 'n fees van 'n lewe te hê. En dit is van die oggend tot die aand is dit net 'n fees en is lekker. En daar's baie geld en daar's baie kos en daar's 'n oorvloed van alles. En eendag is eendag dan land hulle in die hospitaal of in 'n dokter se spreekkamer en hy vertel vir hulle het net 'n maand of 2 of 'n week oor om te leef. En dan ewe skielik raak alles om hulle stil. Die hele wêreld kom tot stilstand. En ewe skielik raak die groot kring baie klein. Dit voel soos 'n spotlight op daai oomblik. En daar's eers 'n dit kan nie wees nie oomblik. Is dokter seker oomblik. En ja, dan begin hulle bedink oor alles wat hulle nagelaat het om te doen. Dalk het hulle vergeet van familielede, wat hulle lanklaas by gekuier het. Hulle was dalk die wêreld in, het alles gedoen wat hulle kon en het groot rykdom gebou en die wêreld vol geleef en alles gedoen wat vir hulle baie lekker was, maar hulle het 'n ouer in 'n ouer huis vergeet. Of lanklaas by oupa en ouma gekuier, of hulle het dalk hulle ma of pa vergeet, of kinders vergete in die wêreld ingepartytjie. Dan ewe skielik wonder jy weet, hoeveel tyd het jy regtig oor? En hierdie boodskap hoor my nou reg vanoggend is nou nie 'n doem nie. Dit is net 'n bietjie 'n vriendelike herinnering aan. Connect elke dag, maak seker dat jou volgorde van belangrikheid, dat dit reg is. Dat jy eers connect met jou Skepper, met 'n dankbare hart. Nie 'n grocery lys, eerste van wat jy alles wil hê nie, maar 'n dankbare hart wat sê, dankie Papa dat ek wakker gemaak is. Dankie vir die mens wat hier langs my in die bed lê, of die mense wat in die ander kamers saam met my bly, of dit nou familie is, en of dit nou 'n huis is, en of dit nou 'n hospitaal is. Julle, as jy praat met mense wat stokstil alleen en verlate bly en geïsoleer is, dan weet jy die grootste nood van hulle, van enige mens is om connected te wees, né? Volgorde van belangrikheid sorg dat alles aandag kry. Sê dankie vir die Here as jy wakker word. As jy sien hoe vinnig lig daai bui van jou. So, dis wat ek vandag wil sê, is water daarvan binne af, net die Here maak vir jou skoon daarvan binne af. En laat hom toe. En leef jy so dat jou kinders se kinders se kinders se kinders se kinders kan sê, weet jy, my ouma of oupa het so geleef in dankbaarheid. En hulle het vir my vertel van Papa Vader, van die Heilige Gees van Jesus. En hulle het altyd mooi dinge te sê gehad van ander mense. En as hulle sleg gedoen het, het hulle reg gemaak. En laat jou kinders eendag kan sê, ja, ma en pa, ouma en oupa, of ouma groetjie en oupa groetjie, julle het nie 'n perfekte lewe gehad nie. En dankie tog, ons het julle gesien, beklei, maar ons het julle gesien. Ons het die voorreg gehad om te sien hoe maak julle reg. Ons het gesien dat die lewe nie perfek is nie, maar ons het gesien hoe werk julle deur daai onperfektheid en hoe bly julle saam, how you stuck together, né? Dat die lewe regtig erg was en dat God in die senter was van alles. Die goue gaar en die goue draad wat deur alles geloop het. Mag dit so wees vir julle. En mag julle toelaat dat God julle emmertjies skoon was en mag jy nie moeg raak daarvoor om elke keer te gaan water skep nie, te gaan volmaak nie. Nou ja, toe, op hierdie wonderlike Saterdag, op hierdie noot groet ek vir julle. Ons het 'n heerlike feesmaal wat ons gaan voorberei daar op Doringbos. Man, julle sal julle lippe afkou as julle daar maar hierdie kosse sien wat ek hierdie Resou huis hier afgelope week gaar gemaak is en voorberei is voor. Man, kyk, ons kan. En ek kan maar my eie beel blaas, want ons is verragtig waar. So goed. Ek hoop jy eet lekker vandag, ek hoop jy kuier lekker vandag. Wat ook al jy doen, geniet dit and be blessed and always be that blessing too. Mooi loop.